Hoe wonderlik, Here, U lewe in my, al gaan ek deur die doodsvallei. U stok en U staf vertroos my, nooit weer alleen nie, want U lewe in my. Deur die Gees van die Here word ek gelei, deur die spieël van die waarheid kom maak hy my vry. Deur die lig van sy woord skyn hy in my, deur die krag van die kruis het hy my bevry. Nêrens, o Here, 'n plek sonder U. Nêrens, o Here, waar U oë nie kan sien nie. Sonder die Here wil ek nie bly. Ja, sonder die Here is ek net nie vry. Deur die Gees van die Here word ek gelei, deur die spieël van die waarheid kom maak hy my vry. Deur die lig van sy woord skyn hy in my, deur die krag van die kruis het hy my bevry. Konings, profete, arm of ryk, in die oë van die Here is ons almal gelyk. Hy skenk ons sy seën as liefdesblyk, geredheid, genade, geroep tot sy ryk. Deur die Gees van die Here word ek gelei, deur die spieël van die waarheid kom maak hy my vry. Deur die lig van sy woord skyn hy in my, deur die krag van die kruis het hy my bevry. Deur die krag van die kruis het hy my Ons staan vanmôre voor die grootheid en die almag. Ons erken dat U God is. Buiten U is daar geen ander nie. En terwyl ons in die wonderlike naam van U Seun Jesus Christus byeen is, wil ek dan bid, Vader, dat U deur die werking van die kosbare Heilige Gees tot elke hart sal spreek. Word verheerlik in ons midde, bid ek in die bekoorlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Groet in die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus, bly dat U saam met ons is. En ons gaan nou vanmôre so 'n bietjie stil staan by die woord van die Here, lekker gesels uit Romeine 12 vanaf die eerste versie tot met vers 2. Vers 1 sê vir ons die volgende: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God,
dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, 'n volkome oorgawe dan in die besonder aan die Here. Wat beteken dit en wat hou dit vir my in? Nou, ons het 2 weke gelede gesels oor die feit dat die duiwel aan jou en aan my wil voorhou dat ons 'n mislukking is, dat ons verloorders is, dat ons dit nie gaan maak nie. Die woord van die Here sê hy's 'n dief, hy kom te steel, te slag en te vermoor, om te verwoes. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy wil hê ek en jy moet handdoek ingooi. Dat die lewe nie die moeite werd is nie, dat die lewe nie meer sin maak nie, en dat dit beter is om 'n einde aan alles te maak. Hy wil graag jou en my denke beheer en ons beroof van ons lewensvreugde en oorwinningslewe wat die Here vir ons instoor het. Om hierdie rede, kinders van die Here, is dit van die uiterste belang dat u en ek dan 'n wag plaas voor ons denke. Jy moet verhinder dat die leuns van Satan nes maak in jou kop. As jy en ek sy leuns in ons lewens akkommodeer, gaan daar spoedig geboorte gegee word aan 'n klomp negatiewe gedagtes, emosies en selfs negatiewe lewenswyse. Die vraag dan vanmôre is, wat laat ons toe in ons denke? Dit wat jy bedink is die dinge wat vir jou belangrik is. Dit wat jy bedink bepaal die rigting van jou lewe. Dit vul jou met blydskap of dit maak van jou 'n bitter ongelukkige mens. Jy is wat jy bedink. Daarom praat die Here met jou en met my. En dan sê hy vir ons, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie langer soos die mense van hierdie wêreld leef en dink nie. Dis in 'n neutedop wat hierdie teksvers vir ons sê. Moenie langer soos die mense van hierdie wêreld leef en dink nie. Hoe maklik word ons vasgevang, juis in hierdie slaguister, waar ons die dinge van die wêreld bedink en presies optree soos die wêreld. Ja, ons laat toe dat ons denke gevul word met alles wat negatief is. Ek wil dit so stel, ons laat toe dat die duiwel daarin slaag om ons denke as 'n asblik te gebruik. Nie alleen gaan jou spraak verraai waar jy jou emosioneel bevind nie, maar dit gaan ook aan ander toon wat werklik in jou binneste aangaan, wat jou verhouding met die Here werklik is. Nou hoor wat sê ons geleesde gedeelte vir ons. Maar word verander, met ander woorde, as ek nie wil dink soos wat die wêreld dink nie, as ek nie wil lewe soos wat die wêreld aan my voorhou nie, sê die woord van die Here, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jy sien, dit is eers wanneer ons toelaat dat die Gees van die Here ons denke infiltreer. Met ander woorde, dat die woord van God vir ons lewend gemaak word deur die Heilige Gees, dat ons lewens betekenis begin kry. Dit is wanneer ek kom by daardie plek waarvan Dawid sê, U woord, hoor mooi, Here, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, dat ek die strategie van die duiwel raak sien,
om my te besteel van dit wat kosbaar is. Dat ek raak sien, dat hy my vreugde steel, dat hy my oorwinning steel, dat hy my blydskap steel. Ja, dat hy my lewe miserabel wil maak. Maar ook om dan raak te sien, wanneer God deur sy Heilige Gees sy woord vir my 'n werklikheid maak, dan ontdek ek dat God vir my op 'n pad van oorwinning geplaas het. En dat ek bereid sou wees om in gehoorsaamheid op hierdie pad te stap en die wil van my Vader te wil doen. Ek lees 'n aanhaling waar iemand die volgende sê: al gedeelte in die woord van die Here wat ons glo, is daardie gedeeltes waaraan ons gehoorsaam is. Wat 'n stelling. Ek wil jou uitdaag om jou denke elke dag met die woord van God uit te spoel. Bepeins die woord, sien God se liefde en God se goedheid raak. Gun aan die duiwel geen plek in jou lewe, in jou gedagtes nie. Die duiwel sal alles in sy vermoë doen om jou gedagtes te beheer. Want as hy daarin slaag, beheer hy jou lewe. Hoe weerstaan ek hierdie negatiewe gedagtes? Eerstens, verklaar wie en wat jy in Christus Jesus is. Ag, ek wil dit so probeer verduidelik. Bely dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is. Bely dat hy die koning van jou lewe is. Aanvaar sy verlossingswerk aan die kruis van Golgotha. Bely dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, dat hy vir jou sondes gesterf het. Verklaar aan jouself, aan die wêreld, dat jy 'n vrygekoopte is deur die bloed van Jesus Christus, dat jy werklik aan hom behoort. Ek staan nie meer onder veroordeling nie. Niks kan my van God se liefde skei nie. Die Here is my herder. Hy hou oor my die wag. By hom is ek veilig. Hy is my krag en hy is my sterkte. Hy is my beskerming. En ja, hy is my voorsiening. Hy is my vrede. Hy is my lewe. Hy is my alles. Ek behoort aan die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het. Ek verklaar dus, wanneer hierdie negatiewe gedagtes my wil infiltreer, dan kom ek tot stilstand en ek sê, Here, ek glo U, ek vertrou U, ek behoort aan U. Dankie Here dat ek die helm van verlossing kan aantrek en my gedagtes beskerm is deur die woord van die Here, dat ek die duiwel kan weerstaan. Here, ek glo U woord. Die gedagtes wat U aangaande my lewe koester, is mooi, is goed. Dit is gedagtes van voorspoed en nie van nederlaag nie. Ek glo God se woord. Ek begin om my gedagtes te dissiplineer. Ek begin te dink oor wat ek dink. Ek kom agter dat wanneer my gedagtes in 'n verkeerde rigting beweeg en oefen die keuse uit om dit in lyn met God se woord te bring. Vriend, kom ons sê dit maar reguit vir mekaar. Ons gedagtes hardloop in soveel rigtings. Ons gedagtes maak ons baie keer siek. Ons gedagtes is baie keer 'n oorlogsveld. Nou kom ons sê dan vinnig vir mekaar, daar sal altyd Goliate in ons lewens wees, wat jou uitdaag. Dit is vir my baie interessant, as ek die gedeelte lees van Dawid en Goliat, dan sê die woord van die Here vir ons, dat Goliat het sy verskyning gemaak in die oggend en in die aand. Met ander woorde, tydig en ontydig het hy sy verskyning gemaak. Vriend, die duiwel sal alles in sy vermoë doen.
Nie net vandag nie, maar ook môre en oormôre, om jou gedagtes te infiltreer en om vir jou te sê dat jy 'n mislukking is. Maar kom ons kyk vinnig na wat sê die woord van die Here. Dawid kom voor Goliat te staan. Hoor wat sê hy. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. Wat sê Dawid? Goliat, jy gaan my nie bang maak nie. Jou uitsprake gaan my nie intimideer nie. Hoeveel keer kom omstandighede en dit kom klop aan ons deur en dit daag ons uit om standvastig te wees, om God te glo en te vertrou. Goliat, ek gaan nie weghardloop nie. Ek het nuus vir jou. Ek kom vir jou en ek kom in die naam van die Here van die leerskare. Die oorwinning is vir my 'n uitgemaakte saak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Goliat, die Here sal vir my die regte klippie voorsien. Die regte klippie om jou te verslaan. Want my krag lê nie in myself opgesluit nie. My krag lê opgesluit in 'n groote God, in 'n almagtige God. Die een wat beter weet as wat ek self weet. Ek gaan nie weghardloop nie, ek gaan nie van jou af wegduins nie, want groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Daar is geen twyfel. Wat God vandag en môre en die dae daarna vir my kan, gaan en sal doen nie. My denke is in lyn met God se woord. My denke is oorgegee aan die Heilige Gees. Daarom wil ek dan vir jou sê, moenie jou gedagtes vul met gemors nie. Dink aan die dinge wat waar is, wat goed is, wat regverdig en skoon en mooi en eerbaar is. Wees versigtig waarna jy kyk, waarna jy luister. Moenie van jou lewe 'n vullisdrom maak nie. Onthou dit wat jy jouself mee voed, gaan jou lewe versterk of dit kan jou lewe verwoes. Wat wil ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê dat as jy die Here wil dien en 'n gelukkige mens wil wees, jy alles aan hom moet oorhandig. Jy moet oorgee. Hy moet meer word en jy moet minder word. Jy moet hom in volkomme beheer van jou lewe plaas. Is jy bereid om die Here te dien onvoorwaardelik? Te sê, Here, vul U my denke met U teenwoordigheid, vul my denke met U woord, heilig my denke, Here, dat dit wat Dawid van praat, dat U lamp, U woord 'n lamp vir my voet sal wees, 'n lig op my lewenspad, vergesel my elke tree. Maar meer nog, ek weet U vergesel my. Ek weet in wie ek glo, ek weet in wie ek vertrou. Ek sal nie toelaat dat die duiwel my gedagtes vul met sy leuns nie. Ek oefen die keuse uit en sê, Here, U is my herder. U hou die wag oor my. U is my voorsiener. U is my vrede. U is my blydskap. U is my beskutting. Op U alleen vertrou ek. Is jy bereid om alles oor te gee aan die Here?
te sê, Here, ek plaas U in beheer van my lewe. Dan, my vriend, sal jy voorspoedig wees. Dan sal jy geluk ervaar. Moenie op die agterste sitplek sit en aan God voorskryf hoe hy jou lewe moet hanteer en beheer nie. Hy weet die beste. Mag die vrede van die Here elkeen van u vergesel in die week wat voorlê. Mag jou gedagtes gevul wees met sy vrede en met sy blydskap, met die wete dat God in beheer is en dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Kom ons bid saam. Aan U die alleenwyse God, kom toe die lof, die eer, die dank van ons harte. Mag dit so wees dat U in en deur ons verheerlik sal word. En Here, help ons om ons gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan U woord. Here, en dat ons dan in die spore van geregtigheid sal wandel en U in en deur ons verheerlik sal word. Lof, eer en dank aan U tot in alle ewigheid. Amen.